Uit sy volheid het ons almal genade ontvang. Ja, genade op genade. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God onze Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons lees vanoggend saam uit die woord van die Here uit die Evangelie volgens Johannes. Johannes hoofstuk 2, verse 1 tot 12. Dit is die gedeelte wat handel oor die bruilof in Kana. Op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea, en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toegenooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie, maar hy sê vir haar, waarom sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water, wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter water gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte. Maar jy die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy mag laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Ons lees tot sover. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie Here dat ons U naam mag aanroep. Dankie Here dat ons wat klein en nietige sondaars is, met U kan praat wat die almagtige God is. Here, ons dankie dat U vanoggend deur U Gees so in ons harte gewerk het, dat ons die behoefte gehad het om hierheen te kom, want hier kom ons U ontmoet. Hier kom ons luister, Here, wat U vir ons sê, hoe U wil hê ons moet leef. En daarom vra ons, dat U vanoggend, Here, ons harte ontvanklik sal maak vir U woord, dat dit sal inslag vind, en dat ons dit as rigtingwyser sal gebruik, wanneer ons hiervandaan verder gaan. Maar Here, ons wil ook bid vir hulle wat siek is, hulle wat bekommerd is, alleen. U ken elkeen, Here. U weet wat in elkeen van ons se gemoed aan die gang is. Wil U ons asseblief aanraak, Heer? Wil U asseblief elkeen se nood, elkeen se behoefte ter harte neem? Gee ook vir ons, Here, deur U Gees en deur ons geloof die versekering, dat U daarvan iets maak. Want dit is hoe ons dit wil hê, want U alleen weet die beste.
Vergewe ons genadiglik vir die kere wat ons ongehoorsaam is, wat ons eie kop volg, doen wat ons wil, en nie wat U wil nie. Dit bid ons in die naam van Hom, wat in ons plek aan die kruis gesterf het, Jesus Christus. Amen. Teksvers vir die prediking is Johannes 2 vers 2. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Broers en susters, daar's 'n Afrikaanse spreekwoord wat sê, elke donker wolk het 'n silwer randjie. Dit beteken dood eenvoudig dat daar waar jy in jou nood en jou swaar kry is, daar altyd iets goed ook is. Mens sien dit nie altyd raak nie. Dis maar net so 'n randjie van die donker wolk. En ons gebruik hierdie uitdrukking ook wanneer ons mekaar probeer troos. Wanneer van ons geliefdes nood ervaar, dan troos ons en sê, toe maar, elke donker wolk het 'n silwer randjie. En daarmee wil ons sê, daar is tog iets goed ook. Altyd iets om voor dankie te sê. Maar wat doen ons met die manier waarop ons lewe? As ons dink aan hierdie spreekwoord. Wat ons met hierdie spreekwoord doen, is om dit baie maklik met ons manier van lewe om te draai. In plaas daarvan om te sê, dat elke donker wolk het 'n silwer randjie, sê ons vir mekaar, elke silwer randjie het 'n donker wolk. In plaas daarvan, om te fokus op dit wat goed is, om te fokus op dit wat ons het, waarvoor ons dankbaar kan wees, dan fokus ons eerder op die donker wolk. Ons weet daar is hoop, die Bybel sê dit vir ons, maar ons vergeet maklik daarvan. Ons fokus eerder op die donker wolk. En om hierdie rede mis ons iets wat deel is van elkeen van die wonderwerke wat Jesus doen. In elke wonderwerk wat Jesus doen hy vir mense iets wat hulle vir hulle self nie kan doen nie. Hy maak as ware hulle lewens en hulle omstandighede weer vir hulle heel. Hy gee vir hulle tweede kanse. Maar het jy al gedink, wanneer Jesus dit doen, wanneer hierdie mense hulle tweede kanse kry en hulle lewens word heel, het jy al gedink, watter vreugde, watter blydskap moet daar nie by hulle wees nie. 'n blinde mens wat weer kan sien, wat beteken, hy kan weer werk kry en 'n inkomste hê. Hy hoef nie te bedel nie. Hy hoef nie meer van ander afhanklik te wees nie. Dieselfde met 'n verlamde man wat weer kan loop. Jesus gee 'n ma se kind vir haar terug, deurdat hy die seun weer lewendig maak. Daar's weer iemand wat kan sorg vir 'n inkomste vir hierdie weduwee. Sy hoef nie ander in die oë te kyk nie. Jesus verander hulle lewens. Hy maak dit weer heel. Dit is dikwels waar die betekenis van Jesus se wonderwerke vir ons stop. En ons dink nie altyd aan die vreugde wat dit in hierdie mense se lewens tot gevolg moet hê nie. Vreugde wat op 'n besondere manier deel van jou lewe word, want Jesus het deel geword van jou lewe.
Hoekom mis ons dit, broers en susters, in Jesus se wonderwerke? Die vreugde en die blydskap wat dit in mense se lewens tot gevolg het, wanneer hy met sy goddelike mag deel van hulle lewens word. Hoekom draai ons so dikwels elke donker wolk het 'n silwer randjie om en sê elke silwer randjie het 'n donker wolk? Ons doen dit want ons leef in 'n wêreld waar dit mode geword het om te kla. As ek tog net swaarder as jy kan kry. As my probleem tog net groter as joune kan wees, dan is ek gelukkig. Wat het geword van vreugde, van blymoedigheid, wat so deel moet wees van 'n Christen se lewe? Dit klink na 'n onbillike opmerking om te maak, want dit gebeur soms wel, dat die wêreld sy skerp kant na 'n mens toe draai en in 'n oogwink die glimlag van jou gesig afvee, jou beroof van jou vreugde en jou blydskap. Dis 'n feit. En daaraan moet ons dink wanneer ons kla. Want daar is mense wat werklik nood het. Daar's mense wat werklik siek is. En dan is dit baie kere ook hulle wat ons eerder bemoedig. Hulle wat in moeilike omstandighede is, bemoedig ander wat soms maklik kla. Johannes skryf hieroor, wanneer hy die wonderwerk beskryf waar Jesus water in wyn verander. Hy beskryf dit as Jesus se eerste wonderwerk, en daarmee sê hy, dat Jesus se werk, oftewel sy bediening, hier op aarde nou begin het. En hy sê ook, dat Jesus optree met goddelike mag, wanneer hy hierdie wonder doen. Dit is interessant, broers en susters, dat Johannes die verhaal, waar hy beskryf hoe Jesus se werk of bediening op aarde begin, beskryf teen die agtergrond van 'n bruilofsfees. Dit is 'n fees waar mense oorloop van vreugde, waar hulle plesierig is en bly is vir mekaar. En Jesus het nie toevallig daar aangekom nie. Hy en sy disippels is na hierdie bruilofsfees toe genooi. Jesus het nie 'n draai gaan maak daar om te kyk of hierdie mense nie te uitbundig of te uitspattig is nie. Hy's genooi daarheen. Hy gaan deel in hulle vreugde en hulle plesierigheid. Die wyn is klaar. Die goeie wyn is klaar. Wat 'n vernedering vir die bruidegom, wat hiermee eintlik 'n skande oor homself bring. Die vreugde en die plesier het verdwyn. Jesus maak dit reg. Hy maak dit reg met goddelike krag, waardeur hy 'n wonderwerk doen en water in wyn verander. En wanneer die seremoniemeester dan hierdie wyn proe, dan is hy verras. Want gewoonlik sit jy eers die goeie wyn voor, en as mense dan genoeg gedrink het, die wyn van swakker gehalte. Maar die seremoniemeester meen dat die bruidegom dit verkeerd om het. Hy het met die goeie wyn gewag vir laaste. Die bruilofsfees is gered. Toe dit lyk of die vreugde en die plesier verdwyn, toe tree God in, by wyse van Jesus, wat 'n wonderwerk doen. En deur hierdie wonderwerk, dat Jesus sy heerlikheid blyk,
en sy disippels kom tot geloof. Jesus doen hierdie wonderwerk in nederigheid. Hy doen dit as 'n dienskneg. Die wonderwerk vind nie plaas ten aanskoue van 'n groot klomp mense wat vir Jesus prys en waar hy dit doen vir eie gewin, dat mense van hom kan hou nie. Hy doen dit nie met 'n groot fanfare nie. Hy doen dit aan een kant, stil. En al wat hy doen, hy sê vir die kelners om die potte vol water te maak. Hierdie eerste wonderwerk van Jesus wys dat hy aan mense se vreugde en blydskap en plesier wil deel hê. Hy kon maklik die uitnodiging na hierdie bruilofsfees toe bedank het, maar hy doen dit nie, hy neem dit aan. Hy sê vir sy disippels, kom saam met my. Kom ek gaan leer julle hoe 'n mens God se vreugde en blydskap ervaar. Wanneer dit met jou goed gaan, omdat jy die lewe geniet dit dan voluit en doen wat jy kan. Wees bly daaroor en deel jou vreugde met ander. Geniet die plesier wat die lewe jou gee en leef voluit. Doen dit egter op 'n manier waarvoor jy nie sal skaam kry as Jesus hier by jou sou staan, terwyl jy jou vreugde en plesier uitleef nie. Doen dit op so 'n manier dat daar niks is wat jy vir God sal wil wegsteek nie. Ongelukkig, broers en susters, kom daar tye in ons lewens, wanneer dit nie met ons gaan soos wat ons wil hê dit moet nie. Dit voel soms of daar in my lewe geen plek is vir plesier en vreugde en blydskap nie, want kyk hoe lyk my omstandighede. Daar kom tye wat dit moeilik is om die lewe voluit te leef. Tye wat dit moeilik is om vrolik en bly te wees. Ons word soms siek en nie almal word weer gesond nie. Een bekommernis na die ander kom lê op my rug. My kinders, my ouers, my begroting, wat ook al. Ek kan nie meer doen wat ek 'n tyd gelede gedoen het nie, want my liggaam laat my nie meer toe om so vinnig te beweeg nie. Ek word oud. Ander kry nie werk nie. Ek verlang dalk na iemand wat nie meer daar is nie en soms raak dit onhoudbaar. Ek is moeg. Ek kan nie meer nie. En soms voel dit dalk, ek wil nie meer nie. Hoe nou gemaak? Want is baie duidelik, dat aan 'n lewe soos hierdie, nie sommer plek is vir vreugde en blydskap nie. Die omstandighede soos dit wat ons nou gedoen het, vee in 'n oogwink die glimlag van 'n mens se gesig af, wanneer die lewe so sy skerp kant na jou toe draai. Jesus wil deel wees van my en jou lewe. Nie omdat iemand hom dwing nie, maar omdat hy ons oneindig en onbeskryflik liefhet. Wanneer hy in jou lewe instap, wanneer jy hom toelaat om dit te doen, dan kom vreugde saam, want hy wil vir ons vreugde gee. Dit het ons vanoggend gelees, die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het, volgens Johannes. Hy bring vreugde,
Hy wil dit met ons deel, en hy self wil ook deel van daardie vreugde wees. Waar dit moeilik gaan, en die lewe swaar op my druk, weet ek steeds, is hy die een wat aan die kruis gesterf het, en so die houvas wat die sonde op my gehad het. Die feit met ander woorde dat die sonde tussen my en God kan kom staan en my van God af kan weghou, dat Jesus dit kom wegvat het en dat hy die pad na God toe vir my oopgemaak het, sodat ek met vrymoedigheid enige tyd, in goeie tye of in slegte tye, ongehinderd na God toe kan gaan. Waar die lewe vir my moeilik raak, dan dink ek aan Jesus, wat ook uit die dood uit opgestaan het. En so het hy ook die houvas wat die dood op 'n mens mag hê, verbreek. Hy het dit eintlik vernietig, want die dood kan my nie meer van God af weghou nie. Die dood word vir my 'n deurgang van hier af na God toe. En ek het niks gedoen om dit te verdien nie. Jesus het die dood oorwin. Maar wat doen hy met daardie oorwinning? Hy hou dit nie vir homself nie. Hy deel dit met elkeen van ons. Hy gee dit as te ware vir elkeen van ons. Soveel so dat ons kan sê, dit is ook my oorwinning. Jesus maak van my 'n oorwinnaar oor die dood. En Jesus Christus bring God vreugde in jou lewe in, te midde van jou swaar kry, seer, bekommernis en jou verlange. Hy maak dit moontlik dat daar altyd vir jou iets is om na uit te sien. Dat daar altyd vir jou iets is om op te hoop. En dan begin 'n mens dink, daar steek tog waarheid. En Paulus se uitspraak in Filippense 4 vers 4. Wees altyd bly in die Here. En dan word die troos, broers en susters, nog groter, dat wanneer Jesus deel van my lewe is, en daarom vreugde in my lewe inbring, daar niks of niemand is, wat dit van my af kan wegvat nie. Geen mens, geen mag, kan Jesus se teenwoordigheid in my lewe, God se teenwoordigheid in my lewe, van my af wegvat nie. Soos 'n kind, kan ek dan bely, ek is bly, ek ken vir Jesus, ek is bly ek is sy kind, en ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Kinders van die Here het niks om voor bang te wees. Hoor wat sê Paulus hieroor in Romeine 8. God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge,
of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here. Geliefdes, te midde daarvan, dat die lewe soms swaar is, swaar op 'n mens druk, en dit soms moeilik is om plek te kry vir vreugde, kan ons steeds weet, dis moontlik, want dit is God, wat deel van jou lewe moet wees, sodat daar vreugde kan wees. As dit vir jou voel, of vreugde en blydskap ontbreek in jou lewe, omdat die lewe dalk sy skerp kant na jou toe gedraai het, omdat daar iets gebeur het wat jou beroof het van jou vreugde en blydskap, gaan maak weer plek daarvoor, om blymoedig te wees, en weet, dit kan selfs gebeur in moeilike tye. Maak plek vir vreugde in jou lewe. Daardie vreugde, sy naam is Jesus Christus. Maak vir hom plek. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, soveel keer dan druk die lewe swaar op ons. Ons vergeet om blymoedig te wees. Ons plesier en ons vreugde word van ons af weggeneem deur omstandighede. En ons voel soms, ons kan nie meer nie. Ons wil nie meer nie. Wil U ons help, Here, dat ons in sulke tye na U toe draai, en die deur oopmaak dat U in ons lewe inkom, en daarmee saam vir ons vreugde bring. Dankie, Here, dat U nie 'n God is, wat 'n streep trek deur ons vreugde en ons plesier nie, maar dat U eerder 'n God is, wat wil hê dat ons dit sal beleef. Ons vra, Here, dat U ons ook so sal lei, dat hierdie vreugde en plesier wat deel van ons lewe is, nie iets is waarvoor ons voor U sal skaam nie, maar dat dit 'n plesier en 'n vreugde sal wees, wat ons ook graag met U sal wil deel. Hou U hand oor ons, Here, in hierdie week wat voorlê. Geef vir ons die krag om ook ons werk wat 'n gawe uit U hand uit is, te kan doen. Help ons om elke oomblik getuies te wees van die evangelie van Jesus Christus, sodat ons hierdie boodskap die wêreld kan indra. Elkeen volgens die gawes wat U vir ons uit genade gegee het. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.